So hierdie, as 'n ou na hom kyk en jy kyk daar na die tekstuur. Eers, dit is 'n ou fyn, mooi, ou sagte sandjie sonder klippies. Dis nou jou bousand, Pieter. Ja, dit is jou basiese ene wat hulle gebruik om hier te bou. Sy kleur is gewoonlik geel, maar die kleur kan bietjie verskil hang af van watse area of by watse quarry hulle uithaal. En dan gewoonlik die ouens as hulle bou gebruik hulle so 'n cube op 1000 stene. En maar in Parys hierdie area kry hom in die geel kleur. Hy's 'n baie naby kleur aan 'n pleistersand. Is net die tekstuur verskil bietjie, maar die boustand is 'n redelike fyn sand om mee te werk. Bousand het nie klippietjies in nie. Normaalweg het hy geensins klippe in nie, sodat jy jou stene op dieselfde vlak kan sit. As daar klippe tussenin, tel hy die stene op. Dan lig hy die stene op. Nou hier het ons nou 'n bietjie 'n grower tekstuur, né? Ja, dit is ons riviersand. Hy is 'n riviersand en hy is sommer hard ook. Ja, dit is maar omrede hy kom saam met water in en dan lê hy droog in die son. Hy word normaalweg gebruik as hulle vloere gelyk maak. Hulle noem hom 'n skreed. Riviersand is 'n skreed, so as jy 'n vloer gegooi het, fondasie, dan gooi jy hom met 'n topping om jou fondasie gelyk te maak, sodat jy nou peel of op hom sou werk. Nou hierdie sand wat ons nou as kind het ek dit geken waar jy gespeel het, uit so amper 'n silika in Tipe, ja. Wat is daai ene? Daai ene is ek nie seker, soos ek sê, dit hang maar van watse area of waar dit vandaan kom, ja. Watse quarry dit uitkom. Okay. Ja. En sand is baie belangrik vir die kwaliteit op die einde van jou, of jy nou bou of pleister. Pleister, ja, definitief. Dit maak en dan jou reise wat jy moet doen saam met jou sement om jou sand te bind. Maar ja, ons het hierdie kant van die wêreld het ons goeie kwaliteit sand. Die riviersand, dat trek hulle direk uit die rivier uit. Dis hoekom hy's nog redelik nat, maar ons los hom in die son laat hy droog en dan vat ons net die TLB of so en dan maak ons hom lekker los en dan werk hulle met hom. Okay, en dan het julle nou die mengsel. Ja, Waar julle nou klaar die riviersand vat, dan meng julle hom nou met klip. met klip, ja. So wat gebeur, dit is as hulle fondasies gooi vir ons. Nou wat jy kry is jy kry 'n 13 mil klip en jy kry 'n 19 mil klip in hom. Die ouens wat vloere gooi, verkies gewoonlik die 13 mil want hulle kan hom baie beter affinies met 'n troffel en 'n vlout. Groter oppervlakte wat die ouens nie so baie oor stres nie, gebruik hulle hierdie ene met 'n 19 mil klip en as hulle klaar is, dan toppel hom net af met die riviersand om hom bo op sy level te gee daar. Om hom mooi gelyke glad te kry. En Pieter, dan het ons nou wat julle sê die pleistersand. Die pleistersand, ja. Hy is redelik amper dieselfde tekstuur as die bousand. Sy kleur is klein bietjie donkerder en hy is ook nou maar die stonbak hulle droog nie, maar hy's 'n baie fyn ene. Baie fyn sandjie. Ja. Die kleur lyk omtrent dieselfde Amper tekstuur, so dieselfde. net 'n bietjie fyner. Fyner, ja. Nou wat gebeur as jy nou pleistersand gebruik om nou byvoorbeeld hierdie concrete mix te maak? Kyk, hy gaan te fyn wees, hy gaan nie bind nie. Jy moet jou riviersand hê met jou klip met die grove hoekies om te kan bind met die sement waarna hy vas lê. So wat gaan gebeur is as jy jou pleister of jou bousand gebruik saam met die klip, gaan hy net 'n modderige storie afgee. Wat op die ou en nie gaan suksesvol wees. Drake gee en alles. So die sand is baie belangrik wanneer jy nou 'n bouprojekkie wil maak. Ja. Alright. Ouens, daai julle dit as jy wil bou of dit nou 'n klein projekkie of groot is, kom gesels hier by Maika met Pieter, hy gaan vir jou al die inligting gee. Dankie Pieter. Dat is 100%. Sien julle binnekort.